Hy is gebou in die tyd op hierdie kant te swaar gekry het. Hy is net so groot. Daar is dit nou beter. Maar ons dank die Here vir die voorreg om en welkom te kan wees. Die eerste keer hier by u, en dan om in hierdie paar dae die woord met u te kan deel. En by hulle te kon bly, en wat ek wou sê, nou die klank aangegaan. Ons is goed ontvang, en ons waardeer dit. Dit was lekker om by die jong mense te kuier. En vir Johan raak te loop, waar is hy? Hy was ook daardie tyd saam met ons in Boksburg. 'n Jong man wat so oor die straat geloop het, dan kom hy moeg by die kerk aan. Maar en hier is hy vandag nog. So dit was goed om dit te kan sien en ander mense te kon leer ken. Baie welkom. Nou gaan ons saam bid, na die woord van die Here kyk, en ek wil u graag vanoggend wegstuur na dit wat ons gesê het die laaste paar dae, waar ek hierdie saak van die Here voor u gelê het. Dit is 'n ander manier of ons te sê in verootmoediging, Here, dankie vir alles wat u vir ons gedoen het. Dankie vir die feit dat ek hier kan wees, dat ek kan sê ek hoor die evangelie, die voorreg wat ek het. Maar Here, jammer dat ek niks daarmee doen nie. Dis sleg as ek so sê skielik. Maar dat ek moet sê, Here, ek kan meer doen. Kom ons sê dit so, want almal doen nie niks nie. Maar ons sit in ons opset, is ons gewoond, ons kom kerk toe en ons gaan huis toe. En dan party kom bid hier toe en ons gaan aan. Terwyl die Here ons red, nie om net hemel toe te gaan nie, maar hy red om ons sodat ons sy koninkryk kan help uitbrei. Hier word ons toegerus om te gaan. Nou nie noodwendig Frankryk soos ons nie, maar om te gaan. Daarom het Jesus se laaste opdrag was gaan. Ons lei die klok. Wat sê die klok? Het ons groot geword. Kom sondaars, kom. Wat het Jesus gesê? Gaan na die sondaars toe, gaan na die sondaars toe. Sien, ons het dit 'n bietjie omgedraai, en as ons vra het, dan is ons die mekaar. So, hy red my, hy maak my sy kind, hy vergewe my sonde, ek is in 'n nuwe verhouding met hom, sodat hy my kan gebruik ook. So, dit gaan baie meer as net die klok te lui, kom sondaars kom. Maar dan moet ons uitgaan, en met ons mond getuig, sê die skrif vir ons, dat Jesus die verlosser is. Nou, ek wil nou nie preek voor ek begin nie. Maar kom ons bid saam, en ons vra die Here om ons hart oop te maak, en dat sy naam in ons en onder ons verheerlik sal word. Here, baie dankie dat ons vanoggend hier saam kan wees. Dankie vir elkeen wie hier is, dat hulle opgekom het, na hierdie plek wat aan u toegewy is, waar ons volgens die woord saam verkeer, waar ons, Hebreërs praat van ons onderlinge byeenkomste, te respekteer en dit nie te verwaarloos nie. Ek dankie vir hulle wie hier is. Ons dankie dat ons kan bid vir mekaar hier, soos wat ons al gedoen het. Wanneer mense siek is, kan bid vir hulle. Wanneer mense probleme het, saam kan bid. Ons mekaar saam kan bemoedig in u. Wanneer mense verjaar, saam met hulle bly te kan wees en vir hulle te bid dat die Here hulle verder dra. Saam kan bid vir die gemeente, vir die kerkraad, vir die predikant en sy vrou. Saam kan bid vir die sonnaskool. Ons is daar vir dit en om saam u dood te herdenk. Here, dinge saam te doen. En ek bid dat u sal gee dat dit kan aangaan, om dinge saam te doen, en so met vreugde gevul te wees daaroor, dat ons ander wil gaan haal om saam te kom deel hierin. Here, maak ons dankbaar. Vervul ons met u Gees. Maak ons bruikbaar. En vul ons met u liefde, wat ons wil gaan deel met ander. En ons bid hierdie dinge wanneer ons kyk na die lysie wat ons vanmôre gesien en gelees het daar voor ons op ons skoot of in die rakkie vir daardie wie siek is.
vir die wie hospitaal toe gaan. Ons bid vir die sonnaskool. Ons bid vir die wat verjaar in die week en wie verlede week verjaar het. Al daardie dinge bring ons na U toe. En ons wil bid, Here, seën hulle, bewaar hulle, dra hulle. En nou, Here, as ons aangaan in die tyd wat ons het, dat U in die deel van die woord ook teenwoordig sal wees. En wanneer ons dit bid, is dit nie vir onsself alleen nie, maar vir hulle wie nie in 'n plek kan wees waar hulle saam kan verkeer nie, omdat hulle vervolg word, omdat hulle dalk iewers geïsoleer is, dat daardie mense ook van U teenwoordigheid bewus kan wees. En wanneer ons bid vir U seëninge op ons, bid ons ook vir meer op die aarde, die mense in die omgewing wie boer, wie landerye het, wie vee het en wie smag na reën, dat U vir hulle reën sal gee. U sien die stof, U sien die gewasse wat nie groei soos dit moet in die omgewing en verder nie, dat U in die genade sal gee. Maar terselfdertyd wil ons bid, wanneer ons kyk na die droogte, wanneer ons kyk na die oorweldige reën, as ons kyk na die brande, as ons kyk na die moord en doodslag in hierdie land, dan wil ek bid dat die kinders van God sal begin hoor, sal begin luister, en nie die natuur die skuld gee nie, nie die ander die skuld gee nie, nie die daar en daar nie, maar sal weet, Here, U praat met ons, dat ons as kinders van God ons voor U sal verootmoedig. U sal soek, sal ophou praat daaroor, sal ophou kwaad word daaroor. Maar U sal soek ter wille van die plek, ter wille van die land, ter wille van Kroonstad, ter wille van die gemeente. En ek roep U aan, Here, dat dit sal gewaar word. Dis die dinge wat U in die skrif sê, wat gaan gebeur, as ons na U nie luister nie. Here, laat Suid-Afrika wakker word, en laat ons saam U soek, in U naam verheerlik, en dat doen wat U wil hê ons moes doen van die begin, om vanuit hierdie plek deur Afrika te spoel, deur die wêreld te spoel met die evangelie. Maak ons los van onsself, dat ons gaan, dat ons U verheerlik. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou, ek wil net weer ons teksvers voorhou, wat ek al aan U voorgehou het vir die wie hier was, Vrydag aand, in Psalm 46, net om in ons gedagte, in ons gemoed, net weer te kom bevestig wie God is. Baie van ons dink ons weet wie God is. Ek kan vir u dadelik sê, ons sal nooit 'n volmaakte kennis van God hê nie. Anders is hy nie God nie, né? En ek het gesê een aand, wanneer ek dink dat ek my beeld van my God in my gedagtes reg het, is ek besig met afgodediens. Dan is ek nie meer met God besig nie, ek is met my God besig. Ek gaan dit net vir u lees. As ons daar kom, dan het ons 'n probleem. Wanneer ek sê, my manier is die enige manier, my manier, want ek verstaan God, jy kan my niks meer leer nie, dan het ons nie meer met God te doen nie. Onthou dit, dan het ons met 'n afgod te doen, die een wat hy in slawe eer, die Jode sê, Israeliete in Eksodus 20, julle moenie vir julle God na julle eie beeld. Nou dink ons aan 'n beeld wat jy uitkap, die Baals en die Astartes en goeters nie. Die beeld, die idee wat jy in jou kop, soos ons sê, moenie vir 'n Hollander praat van 'n kop nie, né? Van in my hoof, in my hart, daai beeld wat ek van hom het, dit is nou my volmaakte God. Dan is ons besig om 'n ding uit te kap in my gemoed en te sê, voor hierdie God buig ek. Al kan ek hom so mooi beskryf met Bybelse terme, maar is my God. Wanneer ek daardie God nie wil deel met ander nie, want die God van die Bybel gaan ek deel met ander. My God gaan ek gaan nie soek wat dink soos ek dink en ons gaan met mekaar daai God deel.
Ek het gepraat van 'n nasionale God, van jou persoonlike God. En dit wil die Here ons van wegkry. En ons moet stil word, ons moet ons verootmoedig voor God, om te weet dat God, die God van die Bybel, is 'n groot God. Is 'n onbeskryflike groot God. Hy het die sluier 'n bietjie weggetrek. En ons het Jesus om 'n deel, net om 'n beeld te kry van wie God is. Nou sê hy hier in Psalm 46, wanneer hy praat, die hoofie is God is 'n toevlug. En hy praat oor die gebruis van die nasies en die dinge in die oorloë. In vers 8 sê hy, die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom aanskou die dade van die Here wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorlog laat ophou tot by die einde van die aarde, die boog verbreek, die spies stukkend slaan, die strydwaans met vuur verbrand. Dan sê hy, laat staan en weet dat ek God is. En dan gee hy 'n kort beskrywing van homself. Vir baie van ons hang net daardie paar woordjies in die lug. Laat staan en weet dat ek God is. En dan bou ek my idee daarom. Dan sê hy, luister, hy praat nie net oor my op my sitplek nie. Hy praat nie net van ons in die gebou nie. Hy praat nie net van welkom nie. Hy praat nie net van een volk nie. God sê hierdie, ek laat staan. Los hierdie goed nou. Wees nou stil. Kom nou. Die Frans sê stop dit nou. Stop dit nou. En weet dat ek God is. As jy kyk na hierdie goed wat gebeur, weet dat ek God is. Ek is daar, ek is teenwoordig. Ek sien hierdie goed. Nou, hou op om jou oplossing te soek op verskillende plekke. Laat weet dat ek God is. En hy sê nou dit, ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Ek sal hoog wees. En wanneer ons moedeloos raak en dit vir ons lyk of daar gaan niks aan nie, alles gaan agteruit, dan sê die Here, ek is God. Ek sal al daai goed stop. Maar een ding moet jy onthou, ek sal hoog wees. Want hy is die enige God. Hy is die een wie ons verhoog. Hy is die een wie ons in ons hande dra. So wanneer ons praat oor verootmoediging, is om my te buig nie voor my huisgod nie, maar my te buig voor die God wat hier praat, die hoë God, die grootte God van die Bybel, die skepper van hemel en aarde, die een wie ons so lief gehad het dat hy sy lewe vir ons gegee het. Dat ons buig voor hom. Dat ons buig voor hom. En dan wil ek net vir u dan, die wat sê dat ons buig voor hom, in 1 Petrus, hoofstuk 2, vanaf vers 4 vir u lees. Dis 'n gedeelte wat ons almal baie goed ken, maar dat ons onsself sien, nou ons gered, ons is kind van God, die wie nou die Here Jesus aanvaar het as verlosser, want ek word nie 'n Christen gebore nie. Ek word 'n sondaar gebore, leer die skrif my. Ek kom op die plek waar ek my sonde besef vir hom, party mense baie jonk, party deur die genade van die Here baie ouer, maar dat hy op 'n stadium sê, kyk, nou moet ek my idees los wat ek oor God en oor kerk en oor my saligheid het. Ek moet nou hoor wat God sê. Die Here sê ek is 'n sondaar, ek moet my sonde bely vir hom en hy sal vir my vergewe. Dis 'n kort opsomming. Maar ek kom na hom toe. Soos daardie sondaar langs, daardie tollenaar langs die fariseer, en ek sê, o God, wees my 'n sondaar genadig. In sy genade vergewe hy my, hy maak my sy kind. Nou skryf Paulus vir mense wie bely dat hulle God se kind is, en hy sê hierdie dinge wat ons vir onsself kan neem. Hy nooi ons uit. Dis nou 'n voortgaande beskrywing van God. Kom na hom toe, na Jesus toe. Die lewende steen
wat deur die mense wel verwerp is, maar by God uitverkore en kosbaar is, want hy het hom gekies om te kom en vir ons sy lewe te gee. En laat ons ook, soos lewende stene laat julle ook soos lewende stene opbou, tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat aan God welgevallig is deur Jesus Christus. Daarom staan dit ook in die skrif, ek lê in Sion 'n uitverkore en kosbare hoeksteen, en die wat in hom glo sal nooit beskaam word nie. Vir julle dan wat glo in Jesus, is hy kosbaar. En die vraag is hy vir u kosbaar? Kan u sê dat Jesus vir u kosbaar is, of is dit maar net nog 'n naam? Vir julle dan wat glo, is hy kosbaar, maar vir die ongelowiges geld die woord. Die steen wat die bouers verwerp het 'n hoeksteen geword, en 'n steen van aanstoot en 'n rots van struikeling. Vir die wat hulle daarteen stamp, teen hom, omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is, waarvoor hulle ook bestem is. Maar julle wie in hom geglo het, julle is 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry om te verkondig die deugde van hom, wat julle uit die duisternis uitgeroep het tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie. Hoor jy, hy praat nie van ons volk nie. Hy praat van julle wat vroeër geen volk was nie, wat nie deel van hom was nie. Is u deel van sy volk? Die bloedgewastes, die heilige priesterdom, die uitverkore nasie. En nou praat ek nie van, kom ons by daar. Hy het my gevat, hy het gesê, julle is my kinders, julle wie my aangeneem het. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is. Aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Hy het ons geroep tot sy wonderbare lig in sy diens om hom te bedien. Nou eintlik moet die mense hier ophou praat en elkeen die Bybel neem en dit lees en daardie teksvers oorlees en belees en te sê, waar is ek in die lig van die woord? Maar ek wil vanmôre praat met elkeen van ons wie bely dat ons die Here ken, dat ons sy kind is, dat ons deel is van sy volk, hierdie heilige volk. Hy sê nie die Israelitiese volk nie. Hy sê nie die Arabiese volk, die Franse volk nie. Hy sê hierdie heilige volk. As jy deel is van hierdie heilige volk, dan is jy deel van baie mense wat elkeen anders lyk as die ander een, maar omdat hulle in Jesus glo, is hulle deel van hierdie heilige volk. Hulle het nie gestruikel oor hom nie. Hulle het gesê, Here, ek het U nodig. U is my verlosser. Nou met hom wil hy met hulle wil hy praat ook vanmôre, soos hy deur die naweek met ons gepraat het, vir ons gewys het op ons voorreg. Ons gewys het op die nood om ons, van mense wat op pad is na 'n derde van die wêreld het nog nie van Jesus gehoor nie. Ek praat van glad nie. En hulle het menslike gesproke geen moontlikheid om die evangelie te hoor as ons aangaan soos ons nou aangaan nie. Want dis ons verantwoordelikheid om die evangelie by hulle uit te kry. En alwaaroor ons dink is, as die petrolprys opgaan, ag Here, wanneer kom U? Dit raak nou te kwaai. Vleis is nou so duur. Here, ek weet nie, die lewe is nou onmoontlik. Ag, wil U nie maar kom nie. En 'n derde, 2, amper 3 biljoen mense in die wêreld is op pad hel toe. En jy wil hemel toe gaan omdat jy nie vleis kan bekostig nie.
Ons het werk. Ons moet bid. Ons moet mense stuur om te gaan. Hierdie uitverkore geslag. Hierdie koninklike priesterdom wat ons is. Ons moet daaroor dink, gaan memoriseer daardie teksvers en dink en sien wie ons is wanneer ons aan Jesus behoort. Nie om grootkop te kry nie, maar om voor God in nederigheid neer te val, te sê, Here, is dit wat U van ons dink? Maar nou, wat doen hierdie mense? Want ons moet dit lewe. Ons kan nie net sê, hier is die titel nie. Dit gaan veel help. Ou Prins Charles, wat hy's nou Koning Charles, né? Hy gaan sê vir almal, ek is Koning Charles, maar hy bly daar in sy kantoortjie, hy kom nie uit en niemand sien hom nie. Dan sê hy 'n koning 'n naam. Soos op ander plekke is daar seremoniele konings. Maar wanneer ons dan word 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, sodat ons sy deugde kan verkondig. Ons lees daai nooit, want ons hou van daai stukkies in die begin. Maar hy sê, dis hoekom jy dit word, om sy deugde te verkondig. Wat verkondig ons? Van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot die wonderbare lig. Wil ons nie dit deel met mense nie? Wil ons hê hulle moet in duisternis aangaan, terwyl ek in die wonderbare lig is? En as ek dit nie verkondig nie, het ek 'n probleem. Maar onthou net daardie stukkie in die middel. Hierom is julle dit, sodat julle kan verkondig die deugde van hom. Hierdie God wat sê, kyk, ek is God. Sy deugde moet verkondig word. Ken jy hom? Weet jy wat om van hom te sê? Ek praat nou nie van u God nie, ek praat van die God van die Bybel. As jy hom aanvaar het as u God, dan verkondig ons sy deugde. Hou nou op praat van jou eie God. Nou kom ons gaan nou net vinnig aan. Ons is nou op hierdie reis waar ons die deugde van God begin verkondig. En dit moet ons lewe word, ons leefstyl word. Of ek praat en of ek bid en of ek dit lewe, dat dit gesien word in my lewe, is die eerste ding, ek moet bevry word van die slawerny van myself. Dit op sigself is 'n lang boodskap om oor te praat. Maar baie van ons is slawe van onsself. Ek is 'n kind van die Here, maar ek is 'n slaaf van myself, want ek doen net wat ek van hou. Ek doen net dit waarmee ek gemaklik is. Hulle moenie vir my dit of dat vra nie. Die Here moenie dit van my vra nie, want dit is nie ek nie. Kom los van die slawerny van jouself. Hou op om die middelpunt van u lewe te wees. Ek wil dit mooi stel. Ons moet ophou om die middelpunt van ons lewe te wees, want nou wil ek wil nie die kant toe praat nie. Ek wil dat die Here met ons praat. Belangrike ding, want Paulus sê vir ons, en hy het ter wille van in 2 Korintiërs 5:15. Hy het ter wille van almal gesterf. Ontken nie daai teks. Luister wat sê hy. Sodat die wat leef nie meer vir hulle self leef nie, of sal leef nie. Daarom word ek 'n Christen, sodat ek nie meer vir myself leef nie. Ek word verlos, nie net van my sonde nie, maar ek word ook verlos van myself. Want wanneer ek na Jesus kom, is dit al die eerste stap, wanneer ek sê, goed, ek sien nou, ek is nie so goed soos ek gedink het nie, ek is 'n sondaar. Dis die eerste stap van die verlossing van myself, wanneer ek sê, ek is nie soos die fariseer wat bly dankie sê dat ek so oulik is nie. Ek was 'n tollenaar wat sê, Here, wees my genadig. Verlos van myself. Hulle leef nie meer vir hulle self nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf en opgewek is. Kind van die Here. Ons praat van verootmoediging. Kom op daardie punt waar ek sterf van myself en sê, Here, ek glo en ek aanvaar, ek het hierdie goed misgevat. U het my gered,
maar ek het nog nie hierdie ding verstaan, dat ek moet soos Johannes sê, hy moet meer word en ek minder nie. Ek sterf, sodat hy kan leef. En wat interessant is, dit is 'n aanhoudende ding wat gebeur. Want iemand het eendag gesê, daai ou man staan baie maklik weer op. Wat Paulus in Romeine van praat. Ons natuurlike neiging is om 'n baie egosentriese geloof wat om myself gewy is. Daarom moet ons baie keer oneenigheid in 'n kerk. Want ons geloof en ons uitoefening daarvan is egosentries. Dit draai oor my. En dat daai nou nie soos ek dink nie. Dan gebeur daar aardige goeters. Dit is noodsaaklik dat ons as volgelinge van Christus onsself Bybels, geestelik en prakties ontwikkel in 'n verhouding met God en sy globale opdrag. Want hy stuur ons globaal. Ons kan hier wees en bid vir daar. Ons kan stuur daartoe. En as die Here vir jou sê, gaan, en as hy dalk vir jou kind sê, gaan, om te sê, Here, dit is nie meer my kind nie, dis nou u kind. Kom ons kyk net na 'n paar dinge wat ek aan u wil voorhou, net om ons te help, en dit waarin ons kan groei, wat ons kan oefen, en na die tyd sal u, of dalk het jy dit gekry, ek weet nie, het gekry. Nou, ons gaan daardie goedjies net deurpraat, vinnig. En laat die Here toe, om met u daaroor te gesels, en met ons daaroor te praat. Die eerste ding is, wat ek moet ontwikkel, is 'n intimiteit met God. Nou wanneer ek dit sê, in hierdie woord gebruik, is dit nie om te sê, waar is die, ek moet seker daai ding aanstuur, nee, ekskuus tog. So, ons is daar. Daar is dit nou, dankie. Is om daardie 'n leefstyl te ontwikkel wat die opdrag weerspieël. En die eerste een dan is, wie is ek in Christus? Dit was ons nou klaar oor gepraat. Wat is my doel? Nie om vir myself te leef nie. Ek het skoon vergeet van die goed. Ek sal dit later laat terugloop weer. Dis my intimiteit met God. Wanneer God sê, wees stil, en weet dat ek God is. Wanneer kom ek op daardie plek? Wanneer ek tyd met God deurbring. Dit is wat ons bedoel wanneer ek sê, die eerste ding is my intimiteit. Ek moet God se hartklop hoor. Ek moet hoor as hy met my praat. Ek gaan nie net 'n teksvers soek as ek klaar my eie besluit geneem het nie, soos die dominee my herinner het hierdie week. Ek gaan neem nie 'n besluit en nou gaan soek ek 'n teksvers of ek soek raad as ek dit klaar geneem het om bevestiging op my besluit nie. Ek gaan soek die Here en dan luister ek vir hom en ek gaan aan. Hy help my met my besluit. Maar ek moet hom ken, ek moet met hom tyd deurbring. Ek moet hom hoor praat. As ons nou gesien in Psalm 46. Nou wanneer ons kyk na net 'n paar verse aanhaal om te sien hoe belangrik dit vir die Here is. In Jeremia 9 praat hy oor hierdie voorreg en prioriteit wat ons het. Hy sê Jeremia 9 vers 23 die volgende, jy moet nou net vir my verskoon vanmôre weer met my gesukkel in hierdie nuwe Bybel. Jeremia 9, is ek in Handelinge. Goed. Wanneer hy praat met sy volk oor hulle verhouding met hom, vers 23 tot 24. So sê hy, die Here, laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie, laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem, hom hierin beroem dat hy verstaan en my ken.
dat ek die Here is, wat goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen. Want in die dinge het ek 'n behaag, sê die Here. Waarin het hy behaag? Die goed wat hy laaste noem, goedertierenheid, goedheid, regverdigheid op die aarde. Want God is 'n, kan ek dit in ons taal sê, 'n eerlike God, en God soek mense wie hom eerlik dien. En wanneer ek hom eerlik dien, dan leer ek hom ken, dan kan ek sê, dit wat God sê, hy sê, ek het 'n behaag hierin, dat julle my ken. Kan nie dit dink, dat die groot God, alwyse God, almagtige God sê, my behaag is dat julle my ken. Nie net die dag wat ek sê, goed, ek is 'n sondaar, vergewe my sonde nie. Nee, dat ek hom ken, elke dag in my lewe. In Hosea 6 sê die Here wat? Hy sê hy het behaag in liefde. Dat ons hom lief het. Hy het nie behaag in offerande nie. Jy kan vir hom alles gee wat jy het. En weet jy wat, ek dink is Paulus wat dit herhaal in 2 Korintiërs 13, is dit so? Dat ons kan alles vir hom gee. Ons kan dit laat verbrand. Hy sê, maar as ek die liefde nie het nie. En hy het dit gehoor hier by die Here, want Paulus het die Bybel geken, en die Heilige Gees ook wat hom inspireer het. God sê, ek het behaag in liefde, en nie in offerande nie. Ek kan vir hom alles gee, maar as ek hom nie lief het nie, as ek nie tyd met hom deurbring nie, as ek hom ignoreer, dan is sy hart seer. Jesus sê, en wanneer hy bid vir ons as sy disippels, dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Dat hulle u ken. Hy wil hê ons moet hom ken. Ken ons hom? Ek praat nie van die kategetiese feite nie. Ek praat van ken. Die jong mense sal nie weet waarvan ek praat nie, maar soos wat 'n man sy vrou ken en 'n vrou haar man, wanneer ons met mekaar oop kaarte speel, want baie van ons steek ook maar goed weg, want ons is bang om geken te word. Maar daardie kennis wat kom met tyd, wat jy nie meer baie praat nie, want jy is nou weer so, my vrou kyk vir my, dan sê sy vir my, wat's fout? Niks. Wat's fout? Het jy dit al beleef, die getroudes? Nou, dis daai ken wat God van praat. Wanneer hy na my toe kom en hy sê vir my, my kind, wat's fout? Hy weet dit, maar ek moet dit vir hom bely. Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken. Nie dat ons van hom weet nie, maar dat hulle u ken. Ek en hulle, en u en my. Filippense 3 vers 7 sê, Paulus, as hy sy getuienis gee, en daai ou was 'n regverdige Jood. Hy was nie 'n skorriemorrie nie. En ten spyte van alles, moet hy op 'n plek kom waar hy sê, al hierdie goed, my kerk toegangery, die feit dat ek mense jaag wat nie met my saamstem nie, doodgemaak het wat nie met my saamstem nie. Hy sê, ek het al hierdie goed as skade beskou, as drek beskou, sê die Bybel, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding. Ken ons hom, kan ons die krag van sy opstanding in ons elke dag se lewe sien. Die feit dat ek lewe soos hy. Dit is wat vir hom belangrik is. Ek moet my tyd mooi sny. Hoe laat hou ons op? Amper. Okay, kom ons gaan vinnig aan. En hierdie moet ek sê, 'n Bybels gebaseerde strewe om God te ken. Né? Sal ons lei tot 'n lewe wat toegewyd is aan die opdrag van God. Jy sou hoor, ek praat nie sending nie, ek praat opdrag van God.
Want vir van u is sending 'n vloekwoord. Ek het dit nou gesê. Ek praat van God se opdrag. Wanneer ek hom ken, dan gaan ek verstaan hoekom het Jesus vir my gekom, maar nie vir my alleen nie, maar vir die wêreld, en dat ek omdat ek nou deel van hom is, moet ek ander gaan vertel hiervan. Ons het dit net al gehoor. Dan, ek ken hom, en hy praat met my, en ek raak bewus van God se hart vir ander mense. Dit kan my buurman wees wat saam met my werk, toe dit nog so baie was in die verlede. Maar maak nie saak wie dit is nie. Wanneer ek na mense kyk, kyk ek na hulle met ander oë. Deur die oë van Jesus. Want ek ken hom, ek weet nou hoe dink hy, ek weet wat is in sy hart. Hy praat met my daaroor en ek praat en sê, ag Here, u weet, dit's moeilik. Ek kan nie, Here. Dan sê hy, kom. Dink aan my liefde vir jou. En hy praat met my, en hy neem my in die skrif, want ek ken hom, ek spandeer tyd met hom. En vir party mense kom 'n deurbraak vinnig, vir ander vat dit langer, want ons is verskillend. Die een is 'n bietjie taaier, die ander een is 'n bietjie sagter. En hy gee nie op nie, hy praat, want ons spandeer tyd met hom. Nou as jy nie met hom intiem is nie, as jy nie met hom tyd deurbring nie, moenie vra hoekom praat God nie met my nie. Die fout lê daar. Tyd met hom. Tyd met hom. En dan wanneer ek met hom tyd spandeer en ek sien dat God het 'n baie groter visie as ek, dan begin ons praat oor hierdie volgende saak. So, nee. Ja, hierso. Mobilisasie. Nou wanneer ons praat oor mobilisasie, dan en veral in ons wat nou uit die sending wêreld uitkom, ek het gewerk vir operasie mobilisasie, en saam met my vrou, ons was so 3000 mense oor die wêreld, en in ons gedagte mobilisasie is om mense te mobiliseer om te gaan. Ons het maar 'n kortsigtige siening daaroor, want dit is wyer as dit. Dit is so wyd as toe die Here ons stuur, dat baie ander nie tevrede was nie, dit nie kon verstaan nie, maar God stuur, omdat God in ons hart werk, ons spandeer tyd met hom, en hy sê vir my op 'n dag, toe ek in Durban is, hy sê vir my, Jan, daar's nie net protties nie. Maar Dominee Albert Woest, toe ek en sy skoonseun daar is, gaan my oë oop, en hy wys vir my ander mense. Dis nou hy met my werk. Hy werk nie ons almal so nie. Behalwe dat hy vir ons wys, jy's nie die middelpunt nie. Jy's nou syne, en God sien wyer. Gaan verder. En ons toe later uit is. Maar toe word ons gemobiliseer, maar eers werk hy in die hart. Dit is om ons gereed te maak om vir hom te werk, wanneer ons praat van mobilisasie. Wanneer die Bybel daarvan sou praat, op sy manier. God werk in ons om ons gereed te maak, om ons 'n bewustheid te gee van God se saak. En dit is my begeerte, wanneer ons voor God verootmoedig, dat ons sal sê, Here, werk ook in my. Maak my gereed vir aktiewe diens, nie in Frankryk nie. Want ons moet hier begin, as ek nie hier aktief is nie, gaan ek nêrens anders aktief wees nie. Maar maak my aktief, gee my 'n hart vir u saak, gee vir my 'n hart vir die een daar en vir die een daar. Want hy het ons bevry van slawerny. En hy wil hê dat ons daardie boodskap aan ander moet uitdra. Ons kan nie meer vir onsself leef nie. Ons is gemobiliseer wanneer Christus die passie van ons lewe is, dan is ons gemobiliseer. Al is ons hier,
die dominee op sy kanselier. Hy het 'n passie vir Jesus en hy's gemobiliseer. U is daar, en hy's gemobiliseer en u bid. U besef, hoorie, daar's mense. Ons is deel van God se opdrag. Dat ons sal onthou om te begin dink soos hy dink. Ons lewe op die altaar te lê as 'n lewende heilige en welgevallige offer. Om nie gelykvormig te word aan die Bybel nie. Wanneer Paulus in Galasiërs 2:20 sê, ons is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie. Wat ek nou leef, leef ek vir hom. Dit moet ons grootste saak in die wêreld wees. Word gemobiliseer. Laat toe dat deur die intimiteit met God, hy met u praat. So dit is nie net om te sê, daai ou is gemobiliseer, of ek is 'n mobiliseerder nie. Dit is 'n lewenstyl waar Christus sentraal staan. Dan waar is ons nou? Okay, bewustheid. Ek sien ek het nou alweer een oorgeslaan. Dis 'n dissipline wat ons moet beoefen. As ek nou deur God gemobiliseer word, hy met my praat en ek besef ek behoort aan hom. Here, kom werk nou in my. Wat kan ek doen? Ek kan hier uitstap en ek kan weggaan en sê, goed, hulle het nou gesê, ek moet 'n verhouding met God hê. Ek moet dat hom toelaat om in my te werk en my te stuur. Want dit is wat ek as Christen is. Ek is heilige priesterdom. Ek leef nie meer vir myself nie. Ek leef in die intimiteit. En nou het ek hierdie dring in my. Ek kan dit smoor of ek kan dit lewendig hou en sê, Here, hou my lewendig vir u saak. Sodat wanneer u sê gaan, dan gaan ek. En wanneer u gaan, is die ouers al gereed om te sê gaan. Of die kinders sê, want ons soek baie keer ouer mense in die sendingveld. En dis die kinders wat hulle terughou. Om te sê, laat hulle gaan. Kom ons kyk net na hierdie paar dinge. 'n Bewustheid, ek moet 'n dissipline van bewuswording beoefen. Dis regtig iets wat ons moet oefen. 'n Bewustheid, 'n Bybelse bewustheid. Dat die Heilige Gees ons aandag vestig op God se globale doel. Dat hy, ek sê weer, ons loskry van net onsself, maar wyd te sien. In die Heilige Gees moet ons losmaak, sodat ek daarvan bewus kan wees. Vrydag aand het ek 'n paar skyfies gewys oor wat in die wêreld aangaan. Die bereiktes, die onbereiktes, mense wie vervolg word. Dat ons kan weet, hoorie, dit gaan nie te lekker hierso miskien en welkom nie, maar as ek kyk na daai plek, dan sit hemel op aarde. As ek bevoorreg. En hierdie prosesse sê lewenslange ontdekkingsreis in die Bybel. Dis nie net 'n eenmalige gebeurtenis waar ek is nou bewus, die flash en is verby nie. Maar ek werk daaraan en God praat met my. Is soos Bybelstudie wat nie net een keer gedoen word nie, maar aanhoudend gedoen word. So laat die Here toe. Here, hou my bewus van wat aangaan. En hierdie volgende punt gaan daarmee saam. Het ek nou, okay, die lysie is hier, hy gaan nie self flits nou, ekskuus tog. Is dan voorbeding wat dan ek my op moet toespits. Wat kan ek dit met die bewustheid klaarmaak? Ek bewus van wat, dit om ons te help daarmee. Bewus van die verlede. So ons kyk na Hebreërs 11, daarvan af vers 13 tot 12 vers 3, praat die skrywer van die Hebreërs oor die getuienis. Dan praat hy van die wolk van getuienis. Die Here sê deur die skrif, herinner julle kinders van wat ek vir julle gedoen het. Praat daaroor dag en nag op die pad en op die huise dak en oral. Ons gaan ons sê in die kar ook. Praat daaroor. Hou mekaar bewus van wat aangaan
wat aangegaan het in die verlede, hoe God gewerk het. Nie om, wat is die woord? Nou soek ek 'n woord. Melankolies te raak daaroor nie. Maar te sê, kyk hoe die Here gewerk. Is dit nie kragtig nie? Hoe het hy in welkom gewerk? En nou te sê, joh, nou kyk ons vandag en ons weet nie so waar nie. Maar as hy so kon gewerk het, kan hy vandag weer. En ons kan bid dat hy dit herleef. So kyk ons na die verlede, nie om moedeloos te word nie, maar om bemoedig en aangemoedig te word. Kyk na die verlede. En die dinge wat in die wêreld gebeur het oor die laaste 2000 jaar. Laat God u as kind van die Here optel. Kontemporêre bewustheid, dit wat nou gebeur. Ontdek wat God vandag doen. God werk. Mense kom tot bekering. Hulle dien hom op 'n ander manier as ons. Of op ons manier. Maak nou nie saak nie, maar mense kom tot bekering. Vind uit wat aangaan in die wêreld. Moenie laat die duiwel jou in jou doppie by die huis hou nie. Gaan vind uit. Doen moeite. Die internet bestaan. Kyk waar werk God, hoe werk God. Word bewus van wat hy doen. En dan kom daaroor. En sê, Here, ek wil bly bid daarvoor. Ek wil deel word van die mag agter al daai. Ek wil bid. Ek wil u werk ondersteun. En so hou die Here ons bewus van dit en op die pad. En dan kom ons by die voorbidding. Kry gebedsversoeke. Hou hier een keer 'n maand 'n bidtuur vir wat daar buite aangaan. Bid vir 'n sendeling, bid vir 'n dominee in die kerk, bid vir God se werk. Dis 'n dissipline wat ons aanleer. En ons dank die Here vir mense wie bidtuur toe kan kom en wil kom. Maar ons kan by die huis ook bid. Maar dit is soveel lekkerder as ons saam bid en ons deel daardie gebedsverhoring. En van ons gemeentes nou is agter in die kerksaal het hulle 'n gebedsboom. Het jy al gehoor daarvan? Nou kom jy hier met 'n gebedsversoek en jy gaan skryf dit neer en jy druk dit met 'n duimdrukker op die boom vas. As die antwoord op daardie gebed kom, dan sit jy 'n blaartjie aan die boom. En die getuienisse wat daarvandaan kom, van hoe die mense bemoedig is, hulle kyk na hierdie boom, daar's die versoeke, en kyk, daar's blaartjies, daar's antwoorde op gebed. En so bid ons ook vir ons land, en ons bid vir die wêreld, vir party goed bid jy korter tyd, vir party goeters bid jy lank. Maar die Here werk, dat ons sal bind, dat ons sal bid vir die frontlynwerkers, die ouens op die linies, die predikante, die sendelinge wat daar is, wat die Here voltyds geroep het. Maar ons is almal in sy diens, dat ons vir mekaar ook bid. Die ander ding wat ons so bid is vir gelowiges wêreldwyd, sê die Bybel vir ons. Want ons gaan saam met hulle om die troon staan eendag, en die Here loof sy Openbaring 5 vers 7. Ons bid vir hulle, ons bid vir die onbereiktes, daai 3 biljoen, dis 3 biljoen, wat nog nie die woord gehoor het, en nie kans het nie. Dat die Here aan hulle verskyn, soos hy al gedoen het, dat hy deure oopmaak, dat hy hulle word baie keer vlugtelinge, dan kom hulle na ons toe en dan spoeg ons op hulle. Kyk hoe oorstroom hulle ons. Maar hulle kom van plekke, dit gebeur in Europa ook, waar jy nie met hom in sy land kan inkom, om met hom te gaan werk nie. Nou vlug hy weg, of wat ook al sy rede is, hy kom in ons bereik, dat ek nou met hom die evangelie kan deel, sodat hy ook in die hemel kan kom. Dis nie net altyd 'n gevaar nie, kom ons maak van die gevaar, of die frustrasie, maak ons 'n geleentheid. En begin bid vir 'n groep, besluit jy nie gemeente, ons gaan bid vir die Bangladeshis, en jy bid vir hulle, jy vind uit vir wie jy daar kan bid, en jy bid en jy dra mense, en ons bid vir dit wat in die wêreld aangaan. So het gepraat van 'n derde wêreldoorlog, en die goed wat in gereedheid kom.
Nehemia, toe hy hoor wat aangaan by die huis, toe vra hy af, en toe gaan bid hy. En hy kom praat met die koning, en die koning stuur hom. Dat ons sal bid daaroor, wanneer ons nuus kyk, wanneer ons nuus hoor, die koerante, hier is nie meer koerante hier rond, is daar? In die ou dae het ons koerant gelees. Nie om moedeloos te word en swaarmoedig nie, maar om te sê, Here, ek bid vir hierdie saak. Ek bid vir hierdie saak. Gebruik dit, kyk wat aangaan in die wêreld. En dan kom ons by 'n dissipline van keuses. Oor ons geld, ons tyd, ons verhoudings, ligging beteken, dat is ek waar die Here wil hê ek moet wees. Ek bid oor my geld, want ek maak nie skatte bymekaar op die aarde, waar dit kan verwoes nie, sê Jesus, maar in die hemel. Hy is nie teen rykdom nie, hy is teen die reggebruik van dit wat God vir my gee. Ek dink dit sê alles, dis wat die Bybel sê. So werk hard, maak geld, maar nie vir jouself net nie. Onthou, dit is eintlik God se. Dawid het gesê, Salomo, toe die tempel oopgemaak is. Dis Dawid die het oorgee vir Salomo. Toe sê, Here, ons dankie vir alles wat ons bymekaar kon maak. En ons weet, hierdie kom eintlik van U af. Ons gee dit vir U terug. Ons bid daaroor. Here, gee vir my wysheid oor my tyd. Psalm 90 vers 12 sê vir ons, Here, leer ons om ons dae so te tel dat ons 'n wyse hart kan bekom, dat ons die tyd uitkoop. Hoe gebruik ons tyd? In diens van die Here of nie? Spandeer ek dit met intimiteit met God of nie? Ek dink ons is almal slim mense, ons hoor wat ek sê. Ons verhoudings. Hy sê ons moenie in 2 Korintiërs 6 vers 14 moenie onder dieselfde juk as 'n ongelowige trek nie. Kyk na ons verhoudings. As ek nie met iemand van die hy ontmoedig ons aan om met die wêreld kontak te hê, as ons hulle na hom wil lei. Maar wanneer ek dit wil doen sodat ek verryk kan word en niks met God te doen het nie, dan is dit nie reg nie. Ek gaan nie in 'n ongelyke juk nie. En dan moet ek kyk na my leefstyl. Is ek so bekommerd oor my leefstyl dat ek nie meer oor God se leefstyl bekommerd is nie. Ons kan nie meer leef soos in die verlede nie. Jesus sê, moet julle nie bekommer daaroor nie. God sorg vir julle. God sorg vir julle. Maar ons moet bid oor dit wat in ons hart aangaan. En bid vir die kindertjies. Bid vir die kindertjies, dat die Here swerms hiernatoe stuur. Dis vir môre, dis vir oormôre totdat hy kom. En dan 'n dissipline van gehoorsaamheid. Het jy al Johannes 14 gelees? Wie het al Johannes 14 gelees? Hierdie mense lees die Bybel nie doen nie. In Johannes 14, ek gaan nie vra wat daar staan nie, moenie bekommerd wees nie, maar jy het dit al gelees, hopelik. Maar op verskeie kere, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer sê Jesus, wat vir hom belangrik is wat? Dat ons hom gehoorsaam is. Ek haal een hoofstuk aan. Ek haal dit net so, want daar is nie meer baie tyd nie. Maar gehoorsaam te word. Ons wil hê ons kinders moet gehoorsaam wees. Ons weet hoe voel ons as hulle ongehoorsaam is. En dan hang dit ook af van die soort ongehoorsaamheid. En dan is daar grade van kwaad word en grade van geduld. Maar die Here sê, ek wil so graag hê, dat julle liefde aan my bewys, deur gehoorsaam te wees. Luister vir my. Ons moet dit oefen, dis 'n dissipline. Want gehoorsaamheid kom nie outomaties nie. Waar is ons nou? Gehoorsaamheid. Dan aanbidding. Aanbidding en vas loop saam. Wanneer die Here praat oor die vas, het jy al mooi gaan kyk wat God sê daaroor. Jesus het nooit gesê, julle moet vas nie. Het jy dit opgelet? Jesus het dit nooit gesê nie.
Maar wat hy wel sê is, wanneer julle vas. So hy het nie vas uitgeskryf nie. Maar wanneer hy daaroor leer, is dit op die Nuwe Testamentiese manier wat ons van praat. Nie in die Ou Testamenties waar ons vas, omdat dit voorgeskryf is, op hierdie en hierdie dae vas julle. Nou, doen my 'n guns, en gaan lees Jesaja 58 vers 3 tot 12, waar die Here sê, julle plesier, julle maak my bly oor julle vas, maar kyk wat doen julle wanneer julle vas? En dan, wat vir die Here vas is, dit is nou hier in Jesaja 3 en 3, waar is ek nou? 58. Hy sê, waarom vas ons en u sien dit nie? Waarom kwel ons siel en u weet dit nie? En dan sê God, kyk op die dag as julle vas, soek julle 'n geleentheid om sake te doen, en julle jaag julle arbeiders aan, julle hanteer hulle sleg. Ek kyk om te toos en te kyf, vas julle, om te slaan met misdadige vuis. Julle vas nie nou om my stem te hoor nie. Is dit nie die vas wat ek verkies? Dat die dag as die mens sy siel gaan kwel, dat hy sy hoof buig, soos 'n biesie en sak en as uitsprei op sy bed, noem jy dit vas die dag wat die Here welgevallig is? Is dit nie die vas wat ek verkies? Luister mooi. Dat julle losmaak van die bande van goddeloosheid. Dat julle afhaal die stroppe van die juk en vry laat weggaan die verdruktes en elke juk stukkend breek. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het en elendiges swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie. Anderswoorde, jy sal tot af vir hom gee om aan te trek wat hy nodig het. Dan sal jou lig deurbreek. Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitsprei. En jou geregtigheid sal voor jou uitgaan. Die heerlikheid van die Here sal jou agterhoede wees. Dan sal jy roep en die Here sal antwoord. Jy sal skreeu om hulp en hy sal sê, hier is ek. As jy ver van jou verwyder die verdrukking, die uitsteek van die vinger en die leenagtige woord. Dis die vas wat God soek. So dis die vas wat ons moet gaan beoefen. Nie ek gaan God se arm draai vas nie, maar wanneer ek my verneder en ek leef soos hy wil ek moet leef en ek na hom kan kom en sê, Here, nou wil ek my voor U verneder, ek wil kom vas, ek wil net aandag aan U gee. Dan sê hy, met 'n rein hart, met 'n skoon hart, doen ons dit. En ons moet dit oefen. En dan is daar die gemeenskap van hierso, dis fellowship wat die Engelse van praat. Wanneer ons saamkom, moenie die onderlinge byeenkoms verwaarloos, soos wat sommige die gewoonte het nie. Vir die Here is dit baie belangrik. Baie belangrik. Daarom is die tabernakel gebou. Daarom is die tempel gebou. Daarom is daar later in die ballingskap sinagoges opgesit. God wil hê sy volk moet bymekaar kom. Die wêreld moet sien. Ons is daar vir hom. Nie om af te sjou nie, om vir hulle te trek na hom toe. Om te sê, hierdie mense aanbid die lewende God. Is dissiplines wat ons beoefen. Dissipline van betrokkenheid. Matteus 25 vers 31 tot 26. Slou daar. Ja. Dat die woord praat.
Ek dink die van u wat die woord lees, sal weet waaroor dit gaan. Ekskuus dat ek nou hierdie dun blaadjies uitmekaar kry. Dit is ek gaan dit net opsom ter wille van tyd. Die gedeelte, Matteus 25:31-46, waar hy praat oor die omgee vir die gevangenes te besoek, om kos te gee, om water te gee. En dan sê hulle, maar wanneer het ons dit gedoen, of nie gedoen nie? Hy sê, toe jy nie betrokke was daar nie. Wat die Here wil hê is dat ons moet bid, Here, waar kan ek betrokke wees? En dit maak my hart bly wanneer ons rondbeweeg en ons hoor gemeentes is betrokke. Nie net by hulle self, maar ook by ander. Wat ook al die rede is van hulle swaar kry, betrokke is om te help. Ons praat van barmhartigheid baie keer. En om daarbey betrokke te wees, maar saam met die gemeente, dis waar die gemeente belangrik is. Dat ons in plaas, jy doen daar en hy daar en sy daar, kom ons en ons doen dit saam en ons bid saam, sodat die Here vir ons eenheid gee ook in daardie saak. En dan die laaste ene is om te gaan. Ons praat van kruiskulturele evangelisasie, dis die moderne woord. Handelinge 1:8. Jy sal my getuie wees in Jerusalem, in Judea en Samaria tot aan die uiterste van die aarde, is God se hart. En al hierdie dinge moet soveel dinge in ons harte ongelukkig gedoen word om ons reg te kry daarvoor. Is om te gaan, as die Here sê. En nou, ons kom uit 'n land uit waar ons 'n ander taal moes leer, ons moes ander tale leer met die tyd, om met hulle te praat, sodat jy hart kan bereik. Baie kulture, ons laaste gemeente waar ons by betrokke was 'n Chinese gemeente, in Frans gewerk en hulle tolk dit, maar jy oor die kulture heen gaan jy. Daar word nie neus opgetrek nie. As ons met 'n Iraneer werk, of met 'n Syriër werk, of met 'n Fransman werk, of met 'n waar hulle ook al vandaan kom. Die Here het gemaak dat die wêreld nader aan ons kom. Kyk na al die mense wat nou in Suid-Afrika teenwoordig is. Ons hoef nie meer oor see te gaan nie, hulle is hier. Behalwe as die Here sê gaan. Laat ons losmaak en gaan vir hom. Nou, ons kan sê, maar nou voel ek bietjie oorweldig. Maar nou nie al hierdie goed op 'n tyd gaan probeer doen nie, dis slegte raad, né? Begin by 1, begin by 2, beoefen dit. Maak dit deel van die lewe, hou daai papier, gaan na die volgende tree toe, en sê, Here, nou hier, ek wil nou hier aangaan. En die Here gaan later sê, hoor, jy het nou genoeg, kom ons gaan verder. Maar om hierdie dissiplines te beoefen, en dan by my man uit te kom wat die Here nie ken nie, my vrou wat die Here, my kinders, my familie, ons vriende, ons dorp, dat hulle kan uitkom by die Here Jesus. Dat ons bid, dat hy ons leer, dat hy ons in staat stel. En om hierdie getrouheid te ontwikkel, hierdie proses te ontwikkel, want dis 'n lang reis. Dis nie 'n 100 meter sprint nie, dis 'n lang reis waarop ons gaan, om die Here te eer, ook in ons lewe. Henry Martin, 'n sendeling wat baie jare al dood is, het gesê, die gees van Christus is die gees van sending. Hoe nader ons aan hom kom, hoe meer intens word ons sendinghart. En wanneer ons praat van sendinghart, van die hart van Jesus. En dan wil ek afsluit met dit wat ons in die begin gelees het hier in 1 Petrus 2 vers 9. Maar
kind van God, dit is 'n wonderlike stuk skrif hierdie. Maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het, tot sy wonderbare lig. Julle wat vroeër geen volk was nie, maar nou die volk van God is, aan wie toe geen barmhartigheid bewys is nie, maar nou bewys is. Laat hierdie in ons hart vaslaan, en ons voorreg sien, en ook oor ons verantwoordelikheid, wat daarmee saamgaan. Mag die Here vir u genade gee, en u kragtig gebruik, daar waar u woon, waar u werk, waar u met ander mense die mekaar is, en dat die liefde van Jesus ook uit u lewe gaan stroom na hulle toe. Mag die Here u seën. Amen.